Goeiemôre, môre almal. Joeg, dit klink sommer baie lekker. Ek weet julle kry koud want julle praat so lekker om julleself van binne af op te warm. Nou ja, wat 'n wonderlike dag. Ek weet ons kry koud, maar ek weet die Here gaan ons van binne af vandag sommer warm maak. Met sy woorde en met alles wat hier gesê word en ek hoop dat daai saad wat vandag val sommer vinnig sal verander in 'n ou boontjie vir ons Here Jesus. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie saam. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God hoor my. God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God hoor my. In die hemelstraal van die magtigheid en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God oor my. God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God oor my. God oor my. In die hemelstraal van die magtigheid en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Dis hy, dankie julle, kan maar vir ons sit. Dis hy, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n spesiale diens. Ons het 'n lekker nagmaal wat ons gaan hê, wat ons gaan herinner aan hoekom die Here vir ons aan die kruis gesterf het. En ek hoop dat daai boodskap vandag so sterk vasgelê word dat julle dit net van weer eens sal besef hoe bevoorreg is ons en hoe lief die Here ons het. Nou voordat ek begin met die afkondigings wil ek net eers vir julle sê, vandag mag niemand die stoele oppak of enige iets voordat ons nie eers lekker saam gaan kuier het in die kombuis nie. Die tafels kreun van die kos
en ons moet asseblief gaan eet en saam kuier en vriendskappe en verhoudings gaan bou daar binne. So asseblief, niemand pak 'n stoel op nie, niemand trek 'n tafel reg nie, ons gaan almal net reguit na die personeelkamer toe waar ons lekker gaan saam kuier en gaan smil aan die lekker kos wat vir ons voorgesit is. Goed, nou die eerste ding is, waar is ons verjaarsdag meisie, wat vir ons die sjokolades uitdeel vir almal se verjaarsdag? Goed, ons het lekker verjaarsdag gehad hierdie week. Ons het vir Bart Diedriks Jr. gehad, is hy vandag hierso? Is hy nie vandag hierso nie, ek sal sy chocolate vir hom hou. En oom Isak Pretorius, ek weet jy is hierso. Oh, daar sit hy, kyk hy het sy hand so hoog opgesit, hy kan nie wag vir hierdie sjokolade nie. Dis hy. Baie geluk met julle verjaarsdag hierdie week wat verby is en ek weet elkeen van julle is lekker bederf en ek weet dat die Here vir julle gaan seën en mag sy goedheid en guns julle vooruit gaan en mag julle sy liefde elke dag ervaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. Goed, dan die volgende ding is ons musiekbediening. Soos ek gesê het, lekker was dit, ons het hierdie week geoefen, ons het 2 nuwe mense gehad, wat bygekom het, en ons het geworship, ons wou nie ophou nie. Ek sê vir julle, ons het so lekker gesing. So as jy voel, jy is geroep, om deel van die journey van die musiekspan te wees, nee, kom join ons. David gaan vir jou so mooi leer, hy het vir my vandag mooi woorde gegee. As jy voel, jy het dalk die roeping om 'n klanktechnicus te wees. Nou, dit is 'n groot woord, maar dit is nie eintlik so complicated nie. Jy sit daar agter, nee, dit is eintlik, nee, ek wil nie sê dit is complicated nie, want nou kom julle nie. Maar hy sal julle mooi leer, moenie worry nie, okay. Hy gaan daar agter vir julle mooi wys hoe om die klank te meng, sodat dit wat julle aan daai kant hoor, dat dit net mooi sal klink en dat julle almal sal lekker saam sing. So tussen David en Theo gaan hulle julle mooi leer as jy 'n klanktechnicus roeping op jou hart het. En dan as jy lus is vir net uitpak en jy het muscles en sulke goeders, klanklogistiek, ons moet al hierdie goedjies uitdra elke oggend en uitpak en jy weet as ons kerk ons eie stelsel het en ons eie drade het, wil ons graag 'n paar mense oplei om te weet watter draad moet en watter konneksie ingaan. So as jy voel, jy weet, dit is op jou hart gelê, kom join ons op daai journey. En dan ook natuurlik 'n band, dis nie 'n band, dis waar nie iemand is om te sing of instrumente te speel nie. So as jy voel jy het 'n gawe, jy hoef nie 'n super goed te wees nie. As jy 5 note op 'n gitaar kan speel, dan kom jy. En dan journey jy saam met jou ons en ons leer jou en ons weet ons speel die liedjies wat net daai 5 note het. Jy weet en ons vat daai journey aan. So kom praise and worship saam met ons op 'n donderdag aand as jy voel dit is op jou hart gedruk. En dan exciting nuus hierdie Vrydag, Bybelstudie. As jy OCD het soos ek en jy wil nie in die middel van 'n boek inval by Bybelstudie nie, jy voel jy die eerste hoofstuk gemis en nou kan ek nie join nie. Ons begin hierdie week met die evangelie van Johannes. So vars en nuut van die begin af. So as jy voel jy is nou lus om te kom join om te bietjie te kom hoor wat sê Johannes in sy woord, dan kom join jy ons vir die Bybelstudie Woensdagoggend. En dan hierdie week het ons weer die voorreg om 'n bietjie geld te kan instamel vir die gemeente en ons het weer 'n boereworsrol verkope. So lekker braai, lekker kuier, daai mense loop van farmers af, ryk hulle al die boerewors en as jy sien, daai smile op hulle gesig as hulle by daai tafel kom, dit is regte egte boerewors. Dit is nie, wat is ander goed? Sausage sizzle nie, dis 'n regte egte boerewors. Ek kan nie vir jou sê die joy wat ek in my hart ervaar om vir hulle te sê dis 'n regte boerewors nie. Ek voel ek jok nie eers vir hulle om te sê dit is lekker nie. Dit is regtig lekker. So kom join ons vir boerewors rolverkope. Nou ja, en dan is dit tyd vir ons offergawes wat ons 'n bietjie gaan teruggee vir ons Here sodat ons dit in sy koninkryk kan gebruik. En Annika en Anja gaan julle twee vir ons die offergawes opneem asseblief. Dankie.
Sê goeiemôre almal. 'n Lekker vars oggend vanoggend, maar ek moet sê met al die drukkies, handdruk en groet breek dit daai koue in die helfte. Offergawes, baie belangrik. Dankie vir almal. Dit is ook lekker om te sien hoe die kinders deelneem in die aktiwiteite van die kerk. Hierdie is regtig hulle sê mos 'n village maak die kinders groot. Nou hierdie is 'n village van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die offergawes. Dankie dat U aan elkeen van ons harte geraak het met ons bediening en die bydrae wat ons gee, of dit elektronies is of vandag in kontant. Dankie vir alles wat U vir ons gee en gee vir ons die leiding om hierdie weer terug te sit in U werk ter verheerliking van U naam. Amen. Goeiemôre julle. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit 2 Petrus 3 uit. Waar die Here ons herinner aan die wederkoms van Jesus. Waar hulle vir Petrus gevra het, nou wanneer gebeur dit? Want dit voel asof dit lank vat. En Petrus sê dan vir die mense: een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here stel nie sy vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So die Here wys, hy's genadig en geduldig. En sy hart is om alle mense te red, nê. Ons moet net uitroep na hom toe vir redding, en hy wys genade, hy's geduldig. Hy wil hê ons elkeen moet tot bekering kom. En daarmee groet die Here vir ons vanoggend. Wees gegroet in sy pragtige naam, sy almagtige naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurmond van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurmond van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurmond van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom.
want ek wil gered wees as Jesus kom. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind,
knees again, surrendering all, surrendering all. Vader, dankie vir die voorreg om die naam te kan groot maak. Dit is die hartklop binne ons om onsself oor te gee in u hande. Om alles te gee op die altaar van 'n lewende God. Om onsself te stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer, sê u woord. Dankie dat u in ons midde is. Dankie dat ons bewus kan wees van die teenwoordigheid. Terwyl ons harte stil is voor u, en ons harte in voorbereiding is om aan te sit aan die tafel van die Here, om saam broers en susters, Here Jesus, u dood te herdenk. Versterk ons geestelike lewens. Versterk ons deur die gebruik van die nagmaal. Maak ons elke dag bewus van die groot prys wat u betaal. U liggaam wat vir ons gebreek is, die bloed wat vir ons gevloei het. Nie net vir ons verlossing nie, vir ons vergifnis, ons redding, ons heiligmaking, ons reiniging. Dankie dat ons om die tafel kan wees. Dankie dat ons kan hoor wat die Gees ook vir ons wil sê. Ons aanbid u. Amen. Nou ja, jy kan maar jy plekke inneem. Nou ja, soos dit die gebruik is hier in die gemeente, wil ons net graag vir die ouers herinner, dat as u gemaklik daarmee is, en u verstaan, en u kind verstaan, waaroor gaan die nagmaal, is jy welkom om jou kind ook te laat nagmaal gebruik, maar daardie onus lê by u self, om te besluit, is my kind gereed, en verstaan hulle die diepte van die gebruik van die nagmaal. En dan is dit ook belangrik om te weet dat die tafel hier voor in die kerk is nou nie die kerkse tafel nie. Dit is die tafel van die Here. En daarom, as jy in jou hart weet dat jou verhouding met God is reg, en jy lewe in vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God, kan jy gebruik maak van die nagmaal. En jy kan met vrymoedigheid deel aan die nagmaal. En dan sal julle ook opmerk, as dit kom by die wyn, is daar ook druiwesap. En baie mense wonder dikwels waarom die druiwesap en die wyn. En dis 'n baie eenvoudige antwoord. En dit is dat ons weet dat die Here verlos ons van baie dinge. En baie keer is dit ook alkohol. En daarom wil ons geen struikelblok gee vir enige iemand nie, en daarom kan jy met vrymoedigheid deel aan die maaltyd van die Here. Kom ons kry die tafel gereed, asseblief. Ons sal nou die netjie afval. As die manne kan maar na vore kom asseblief. Ek gaan net vir ons 'n dankgebed doen, en dan sal ons die nagmaal vir u elkeen uitdeel, natuurlik die broodjies, en dan ook die wyn en die druiwesap, en dan sal ons dit as gemeente ook saam gebruik. Kom ons sluit ons harte, ons oë, en ons buig ons harte voor die Here, en ons doen net 'n gebed saam. Vader, baie dankie dat ons kan deelneem en kan saam eet aan u maaltyd. Ons dank u daarvoor. Ons weet u woord sê dit vir ons, Here Jesus, dat in die nag waarin u verraai is, het u die brood geneem en dit gebreek en vir elkeen gegee om te eet, nadat u gedank het.
En ons dankie hiervoor en ons sê vir u dankie. Dankie vir elkeen wat bygedra het. Maar dankie dat ons hierdie offer vir u kan gee. Amen. Baie dankie manne. Ek glo dat elkeen is bedien en elkeen het 'n broodjie en ook druiwesap of wyn. En geliefdes, in die nag toe die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis.
Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Geliefdes, kom ek bid vir ons. Ons Vader, elke keer wanneer ons deelneem aan die ete van die Here, elke keer wanneer ons 'n ou stukkie brood eet en wyn of druiwesap gebruik, sê u woord, verkondig ons die dood van die Here Jesus. En ons kyk terug, Vader, en ons besef die offer wat u gegee het, u seun, sodat ons vergifnis van sonde kan ontvang, gereinig en geheilig kan word, dat ons die ewige lewe kan ontvang. Ons aanbid u Vader en dierbare Here Jesus. Dankie dat u uself gegee het. Ons weet, die woord van God leer ons dat ons dieselfde gesindheid moet hê as wat u gehad het. U wat u self verneder het en die vorm van die diensknegt aangeneem het, voete gewas het, diensbaar was, gehoorsaam aan die wil van u Vader, gehoorsaam tot die dood toe. Geef vir ons die vrymoedigheid om in hierdie wêreld u dood ook te verkondig. En ook meer as dit, die opstanding en ook u hemelvaart. Ons verkondig Christus Jesus en hom as gekruisigde. Dankie dat ons kon deelneem, dankie dat ons versterk word. Dankie dat ons as broers en susters in die geloof mekaar se hande kan vat, mekaar kan lief hê, se laste kan dra. Ons aanbid u daarvoor. Amen. Ek gee af aan broeder Jan. As jy al die kindertjies kan maar na hulle klasse toe gaan. Okay, so vandag is Pinkster Sondag. 50 dae na die Paasnaweek. En vandag se boodskap is die uitstorting van die Heilige Gees. En die skriflesing is Handelinge 1 van vers 4 tot 8 en Handelinge 2 van vers 1 tot 39. Ek gaan dit vir ons lees. So net so voor Jesus se hemelvaart in Handelinge 1 van vers 4 tot 8. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.
Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan Handelinge 2 van vers 1 tot 39. Dan gebeur die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Dis mensetaal, nee, aardse tale. Persië, Midiërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe, Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is maar nog 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ouer mense sal drome droom. En dan verduidelik Petrus vir hulle van die profeet Joël en van die profeet Dawid. Dan sê Petrus vanaf vers 36, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep, so selfs vir die mense van vandag. So om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, is 'n baie eenvoudige skrifgedeelte, baie bekende skrifgedeelte. Dit speel af net so voor Jesus se hemelvaart, waar Jesus hulle beloof het van die Heilige Gees, die gawe van die Heilige Gees. Hulle moet wag in Jerusalem, dan gaan God die gawe stuur. En dan luister die disippels vir Jesus, hulle wag in Jerusalem. Dan lees ons in Handelinge 2, waar ons dan sien die uitstorting van die Heilige Gees. Dan ontvang hulle die Heilige Gees. Nou ek wil vanoggend stilstaan by 3 gedagtes. Ek wil stilstaan eerstens by Jesus se belofte, God se belofte van die Heilige Gees. God beloof, hy gaan die Heilige Gees stuur as helper.
Dan gaan ek by die tweede punt stil staan van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. En dan die derde punt gaan ons kyk na Petrus se boodskap aan die skare. Kom tot bekering en ontvang die Heilige Gees. So my eerste punt is God se belofte van die Heilige Gees. Ek gaan vir ons vinnig weer daai paar verse lees. Terwyl hulle 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So Jesus beloof die disippels die gawe, die Heilige Gees. En Jesus beveel hulle, wag vir die gawe, wag vir die Heilige Gees. Ontvang eers die Heilige Gees, voor julle in die wêreld ingaan, ontvang eers die Heilige Gees. Jesus beveel hulle, wag eers. Julle kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Wag vir die gawe, baie duidelike opdrag, eenvoudige opdrag. Kyk wat sê vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, dis die vrug, nê? Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Heilige Gees ontvang, daarna gaan julle begin getuig van my. Daarna sal julle my getuies wees. Julle sal na ander dorpe toe gaan en begin getuig van my. Julle sal my getuies wees in die groot stad van Dawid, Jerusalem. Julle sal my getuies wees in die hele Samaria, in die hele Judea en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sal begin getuig van my, nadat julle die Heilige Gees ontvang het. Maar voor julle gaan, ontvang eers die Heilige Gees. Want die Heilige Gees sal julle in staat stel om te getuig. Die Heilige Gees sal julle in staat stel om te evangeliseer. Die Heilige Gees sal julle in staat stel om wonderdade te doen. Wag eers vir die Heilige Gees. Jesus beloof die Heilige Gees. En dan sien ons in Handelinge 2 waar die disippels luister vir Jesus en hulle wag. Hulle wag in Jerusalem. En dan sien ons in Handelinge 2, dan sien ons die uitstorting van die Heilige Gees. Daar waar hulle die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, hulle het nie die Heilige Gees gehad voor dit nie. Kom ek lees vir ons. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So die ander nasies rondom hulle het hulle eie tale gehoor. Hulle het aardse tale gehoor wat uit die monde van die disippels kom. Hulle het mense tale gehoor, aardse tale gehoor wat uit die disippels se monde kom. En dan vra die mense in vers 12, wat kan dit tog beteken? Wat kan dit beteken? Hulle is verbaas, hulle is verstom. Dan staan Petrus op en verduidelik, mense, wat hier aangaan is die werking van die Heilige Gees. Hierdie is die Heilige Gees. Dit is nogals interessant dat die skare mense daar buite kan, die ander nasies, verstaan nie wat hierdie aangaan nie. Hulle verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie. Nou, hoekom het hulle nie die werking van die Heilige Gees verstaan nie? Hoekom verstaan hulle dit nie?
Want hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Dis so eenvoudig soos dit. Op daai stadium het hulle nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En dit is vandag nog so. So baie mense vandag verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie. Kan ek vir julle 'n groot vraag vra? Ken jy die Heilige Gees? Verstaan jy die werking van die Heilige Gees? Jy weet wanneer iemand jou saamnooi na 'n Bybelstudie toe, is die Heilige Gees wat jou nooi. En wanneer iemand jou saamnooi kerk toe, is eintlik die Heilige Gees wat jou nooi. Of wanneer iemand jou voor kerk nooi om te gaan bid, eintlik is dit die Heilige Gees wat jou nooi. Baie keer staar myself vas aan 'n persoon, maar eintlik is dit die woorde van die Heilige Gees. Ontvang mense vandag nog die Heilige Gees? Absoluut. Dit gebeur vandag nog. Want ons weet mos, almal op die aarde het nie die Heilige Gees nie. Want dan beteken dit almal op die aarde gaan hemel toe. Ons weet mos, net die mense wat tot bekering kom en uitroep na Jesus toe vir redding, ontvang die Heilige Gees. Maar dit is net hulle wat hemel toe gaan. So hoe lyk 'n geesvervulde persoon? 'n Geesvervulde persoon het al tot ware bekering gekom. Tot ware bekering gekom. Hy het verander. Daar het al verandering plaasgevind by daai persoon. Hy is nie meer dieselfde persoon nie. 'n Geesvervulde persoon word meer en meer soos Jesus. 'n Geesvervulde persoon is 'n volgeling van Jesus. Hy is nie 'n volgeling van hierdie wêreld nie. Hy volg vir Jesus. Sy gedagtes is by Jesus. 'n Geesvervulde persoon is lief vir die Vader. Hy's lief vir Jesus. En hy's lief vir die Heilige Gees. 'n Geesvervulde persoon lewe nie meer in sonde nie. Maak nog steeds foute. Ons gaan foute maak tot die dag wat jy doodgaan. Maar jy lewe nie meer in 'n konstante staat van sonde nie. Jy lewe nie in 'n sondige leefstyl nie. 'n Geesvervulde persoon strewe na heiligmaking. En oor jy het 'n begeerte om weg te stap van sonde af. Jy het 'n begeerte om heilig te word voor God. 'n Geesvervulde persoon is 'n getuie van Jesus. En oor jy praat oor Jesus. Jy wil graag praat met mense oral waar jy gaan oor Jesus. 'n Geesvervulde persoon het 'n begeerte. En ek wil dit beklemtoon, die woord begeerte. Hy het 'n begeerte om kerk toe te gaan. Jy hoef hom te smeek nie. Hy wil graag gaan. 'n Geesvervulde persoon het 'n begeerte om Bybel te lees. Hy wil graag Bybel lees. Hy hoef nie sy Bybel te gaan soek nie. Hy weet waar sy Bybel. Hy lees graag sy Bybel. 'n Geesvervulde persoon het 'n begeerte om meer te leer van God. En dan gaan dieper in die Bybel in. Het gesprekke met mense rondom jou oor God. Hy wil graag meer weet van God. 'n Geesvervulde persoon spandeer tyd met God. Spandeer graag met tyd. Spandeer graag tyd met God. Anderswoorde, jy bid nie net wanneer daar noodgevalle is, of net voor eksamens, of wanneer daar moeilikheid is nie, nee. Jy spandeer elke dag tyd met God. 'n Geesvervulde persoon het 'n begeerte om uit te reik na verlore mense toe. Die dag wanneer jy besef hoe baie mense rondom jou is verlore, dat jy 'n hart kry soos die Here Jesus Christus vir verlore mense. 'n Geesvervulde persoon het oorbeweeg van die donkerte na lig. 'n Geesvervulde persoon het 'n verhouding met God. Het 'n aktiewe en 'n lewendige verhouding met God. Dit is wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees maak jou nuut. Anderswoorde, jy bly nie die persoon van tevore nie. Die Heilige Gees gaan jou
verander. As jy gevul is met die Heilige Gees, hy gaan jou verander. Jy gaan nie en jy kan nie dieselfde bly nie. Dit is onmoontlik. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Dit sê al klaar, daar was 'n ou mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Dis God se werk. Dis nie jou werk nie. Dis God se werk. Dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees verander jou. Jy moet net oorgee aan die Heilige Gees. Maar dit is die Heilige Gees wat jou gaan verander. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Hoor julle dit? Is 'n nuwe mens. Jy's nie meer die mens van tevore nie. Petrus sê hierdie is die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die werking van die Heilige Gees. Die skare mense sien die werking van die Heilige Gees en hulle is verbaas, hulle is verstom. Hulle hoor hulle eie moedertale, hulle eie tale. Dan staan Petrus op voor die skare mense en hy spreek hulle toe. Dan sê hy vir hulle, kom tot bekering en ontvang die Heilige Gees. Ek wil sê vers 14 en 15. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Met ander woorde, die Heilige Gees het vir Petrus gesê, presies wat se woord om te sê. Onder leiding van die Heilige Gees. Elke woord wat Petrus gesê het, kom van die Heilige Gees af. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Maar dit is maar nog 9 uur in die môre. En dan verduidelik Petrus vir hulle van die profeet Joël, van Jesus se dood en sy opstanding, en die Heilige Gees sal van nou af op alle mense kom, wat uitroep na God toe. Het sal nie meer op net sekere mense wees nie. Het gaan nou op meer mense wees. Meer mense sal nou die Heilige Gees ontvang. Daar sal nou meer mense wees wat gevul is met die Heilige Gees. En dan verduidelik Petrus van die profeet Dawid. Koning Dawid het ook geprofeteer. Van Jesus se dood en sy opstanding. En waar Jesus aan die regterhand sit van die Vader. En Petrus verduidelik vir hulle wat hier aangaan. Hy sê hierdie is die uitstorting van die Heilige Gees. Hier is die werking van die Heilige Gees. Die Gees van God. In Hebreëus Ruach. Petrus kyk vir die mense en Petrus eindig sy toespraak met die woorde, kom tot bekering en julle sonde sal vergewe word en julle sal die gawe van God ontvang, die Heilige Gees. Petrus sê onder leiding van die Heilige Gees, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Met die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Wat moet ons doen? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Met die aanhoor hiervan was hulle diep getref. Weet, in Engels sê die Bybel, they were cut to the heart. Petrus se getuienis het hulle so aangeraak, dit 'n roering gemaak in hulle hart. Hulle het eintlik, die Bybel sê, hulle het eintlik 'n angs en 'n diep hartseer begin ervaar. Hulle het besef, hulle het 'n groot fout gemaak. Hulle het iets verskrikliks gedoen. Hulle het die seun van God gekruisig. En natuurlik, dis 'n fout, maar dis 'n goeie ding, nê? Want Jesus is 'n donker dag, maar is ook 'n dag van lig. Dis 'n donker dag vir die wêreld, maar is ook 'n dag van lig terselfdertyd, want dit bring hoop vir ons. Maar dit beteken hulle het die Messias gekruisig. En hulle het 'n angs bereik. Hulle besef Jesus is en was waarlik die Messias.
En hulle vra vir Petrus en ander apostels, Petrus, help ons asseblief. Ons besef, ons het iets verskrikliks gedoen, help ons. Help ons asseblief broers, wat moet ons doen hier omtrent? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Kom tot bekering. En God sal julle sondes vergewe. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, ons ontvang eers die Heilige Gees na bekering. Het julle dit gehoor? Eers wanneer ons tot bekering kom en Jesus aanvaar as ons verlosser, daarna ontvang ons die Heilige Gees. Met ander woorde, iemand wat weier om te bekeer, wat volstrek weier om vir Jesus te volg, volstrek weier om te bekeer, ontvang nie die Heilige Gees nie. So eenvoudig soos dit. So wat is bekering? Dis 'n baie bekende vraag, 'n baie bekende woord. Ons het dit al baie gehoor, hier het al baie preek al gehoor en baie kerke al gehoor. So wat beteken bekering? Is bekering net 'n vinnige gebed en dan kan ek nou maar teruggaan na my lewe toe, dan is ek nou reg met die Here, dan kan ek weer terugkeer na my vorige lewe toe en maak asof niks gebeur het, want ek het mos nou tot bekering oor daai gebed gebid. Is dit wat bekering is? Bekering is 'n gebed, maar dit is soveel meer as dit. En met die rede is, daar's 'n groot wanindruk. Daar's 'n groot verkeerde verstaan by baie mense wat bekering is. Baie mense dink, jy kan net vinnig 'n gebed doen, dan kan jy nie weer terugkeer. Weer doen wat jy gedoen het voor jy tot bekering gekom het. Jy kan nou maar lewe in sonde soos van tevore. Nee. Jy moet 'n bewuste besluit maak. Dis wat saam met jou gebed gaan. Jy moet 'n bewuste besluit maak om weg te stap van sonde af. Baie mense dink, hulle kan in Jesus glo, terwyl hulle nog in 'n sondige leefstyl lewe. Baie mense dink, hulle kan in Jesus glo, terwyl hulle soos die wêreld lewe. Ek kyk so kort video op social media die week. En dit het my eintlik geskok. Ek so 'n video van 'n man in Suid-Afrika, Afrikaanse man. Ek het maar vinnig dit gekyk en toe gaan ek nou verder. Dit het my geskok. Van 'n man wat voor sy vriende op die stoep staan met 2 bierbottels en die een dan drink hy die een uit en dan drink hy die ander en dan val die bier sommer so op sy gesig uit en volgende toe val hy op sy rug en al sy vriende staan rondom met die drankbottels en almal lag en hy lê op sy rug en hy gou aan die bier so gooi. Dan dink ek, my vriend, as die Here Jesus vandag kom, as die Here Jesus nou kom, wat gaan jy sê? Wat gaan jy sê? Wat gaan jy doen as die Here Jesus vandag kom? Terwyl jy hand om skouer loop met sonde. En ongelukkig is dit die waarheid. Daar is so baie mense wat vandag groot vriende is. Hulle is soos in Afrikaans sê, hulle is boesemvriende met sonde. Groot vriende. Loop hand om skouer met sonde. En as jy natuurlik as jy vir daai persoon vra, glo jy in Jesus, dan gaan hy vir sê ja. Maar sy dade wys anderste. Sy dade wys gee 'n heeltemal ander prentjie. Julle ken daai gesegde, actions speaks louder than words. Dit beteken jou, wanneer jy met jou mond bely, Jesus is God, jou aksies praat ook, jou aksies praat ook woorde, jou aksies moet dieselfde woorde sê. Jou aksies moet ook sê, jy's 'n kind van God. Iemand wat nog steeds in 'n sondige leefstyl lewe, soos
soos ek van dit as ek nou gesê het, en wat weier om te bekeer, het heel duidelik nog nie tot bekering gekom nie. Hy hou vas aan sy sondige leefstyl. Jy kan nie gemaklik in sonde lewe nie, en dink, jy het al tot bekering gekom nie. Jy kan nie gemaklik in sonde lewe en dink, jy is gered nie. Daar gaan verandering plaasvind in jou lewe. Wanneer jy tot bekering gekom het, en die Here Jesus ingenooi het, gaan jy verander. Petrus sê, kom tot bekering, en God sal jou sondes vergewe, en jy sal die Heilige Gees ontvang. Jy weet dalk, beteken dit, jy gaan moet wegstap, van verkeerde vriende af. Dalk, beteken dit, jy is dalk die verkeerde vriend. Ons moet self ondersoek doen oor ons lewe. Petrus sê wat hier gebeur is die uitstorting van die Heilige Gees. Julle weet, ek wil nou nie vanoggend my getuienis vertel nie, maar ek het tog gevoel dit is goed om dit te vertel, want dit is deel van hierdie boodskap. Ek gaan nou nie alles vertel nie, maar in 2009 het ek tot bekering gekom in my kar in West Auckland voor 'n universiteit. Ek was alleen in die kar gewees en ek het ewe skielik 'n punt bereik waar ek sterke berou gekry het oor my sondes en ek het begin uitroep na God toe. En niemand het my begelei nie. Ek was alleen in die kar en ek het vir die Here gesê, Here, ek glo 100% U is die seun van God. Ek glo dit 100%, U het vir my sondes betaal. Here, maar ek het weggedryf. Here, ek kort redding nou. Ek het hulp nodig nou. En ek het my sondes begin bely. Ek het hulle so een vir een begin opnoem. En ek moet vir julle sê, dit vat guts om dit te doen. Het vat guts om voor die Here te staan en om te weet jy staan voor 'n heilige God. En jy noem jy al jou vuil sondes op. Julle, die Here red en hy werk met elkeen op 'n unieke manier. Die Here red elkeen op sy eie manier. Maar die manier hoe God my gered het, was soos Paulus gewees. Ek het binne 'n oogwink, binne 'n sekond, het ek beweeg van donkerte na lig toe. Ek was wedergebore binne 1 sekond. Ek het dit ervaar, 'n radikale omkeer binne in 1 sekond ervaar. Maar die rede hoekom ek so onmiddellike bekering ervaar het dat dadelik een gedagte na my kop toe gekom. Ek het die Heilige Gees se stem gehoor, baie duidelik met my praat. Baie duidelik met my praat, wat my gesê het, Jan, al jou sondes is vergewe, gaan huis toe, kry jou Bybel, lees jou Bybel. En jy weet julle, net daarna, toe kom daar 'n gedagte baie sterk na my toe. Toe besef ek was daai oggend op pad hel toe. Want ek het nou eers tot bekering gekom. Ek het besef, daai oggend was ek op pad hel toe. Want daai oggend was my saak met die Here nog nie reg nie. Dit was nog nie reg gewees nie. Dit was vir my nog as 'n skok gewees. En toe besef ek was nie die enigste nie. Hier is baie verlore mense rondom ons. As ek tot redding gekom het op die ouderdom van 29, dan beteken dit dis ander mense net soos ek, wat ook nog tot bekering moet kom en tot redding moet kom. Maar danksy God se genade het God my gehelp om uit te roep vir redding. Ek kon dit nie uit myself uit doen nie. God het my gehelp. Maar ek sit die fokus nie op myself nie. Want julle weet, ek is 'n normale persoon. Niks spesiaals omtrent my nie. Ek is net 'n normale persoon wat die lewende water van God gevind het.
En ek probeer met julle elkeen, julle almal help, wat in 'n droë woestyn loop, en wat dors is, wat soekend is na God se lewende water. Probeer julle help, om daai lewende water van God te vind. Want hier is verskriklik baie mense, wat deur die wêreld gaan vandag, wat soekend is. Hulle smag na God se lewende water, wat smag na God se vergifnis, wat net soos wat ek verskriklike dinge gedoen het, toe ek jonk was, verskriklike vuil sondes gedoen het. Mense wat smag na God se vergifnis, wat hulle smag, wat hulle wil 'n saak regmaak met die heilige God. En weet julle, wat maak God so spesiaal en wonderbaar? Hy sê vir jou, kom met jou sondes. Kom soos jy is. Hy gaan jou verander. Jy hoef nie eers te verander en na hom toe te kom nie. Kom met jou goed. Kom met jou sondes. Kom met jou verkeerde leefstyl. God gaan jou verander. Kom tot bekering. Vandag se boodskap is die uitstorting van die Heilige Gees. Julle weet, die Heilige Gees lei 'n mens na bekering. En ek wil vir ons 'n stilte oomblik gee nou. Ek vra dat ons almal ons oë toemaak. As jy voel die Here het met jou gepraat vanoggend, maak jou saak reg met die Here. Kom tot bekering. Jy sal die Heilige Gees ontvang. Jou sonde sal vergewe word. Kom ons maak ons oë toe, dan sal daarna gaan ek vir ons afsluit met gebed. Nooi die Heilige Gees in. Here Jesus, U is so groot almagtige God. Dankie vir die boodskap vanoggend, Here Jesus, van die uitstorting van die Heilige Gees, Here. Die Heilige Gees, U Gees, U Ruach, is so kompleks, Here Jesus. U doen so baie in ons lewe, Here. Dit is bedoel, Here, dat elke ene wat hier gesit het vanoggend, is geroep deur die Heilige Gees om hierdie boodskap te kom kry vanoggend, Here Jesus. Here, soos wat ons gehoor het in die fotum vanoggend, almagtige Vader, U hartsbegeerte is om elke persoon te red. Ons moet net nader stap en ons saak regmaak met U. U wil ons elkeen hê. U wil ons elkeen hê. Ons elkeen is kosbaar, so kosbaar vir U, Here Jesus. Here, en hoe ons dit weet is die nagmaal vanoggend, Here. Die kruisiging. U kruisiging, Here Jesus, laat U in my plek, U het my plek ingeneem op daai kruis, Here. Here, al wat ek kan sê is ek dankie, Here. Daar is niks wat ek na die tafel toe bring nie, Here. Daar is niks wat ek na die kruis toe kan bring nie, Here, behalwe dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Vader. Here, vergewe asseblief ons sondes, almagtige God. Red ons, Here. Red ons, almagtige God. Here, vanoggend ons gee ons hart absoluut vir U, Here Jesus. En ons is jammer oor al sondes, Here. Vanoggend, Here Jesus, kom ons tot bekering, almagtige God. Want dit is die werking van U Gees, van die Heilige Gees, die pragtige Heilige Gees. Ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Here. Ek bid vir heiligmaking by elke persoon, Here, want ons elke ene kan nog nader beweeg na U toe, Here. Ons elkeen kan nog meer heilig word
in een of ander deel van ons lewe. Elkeen van ons moet iets neersit wat ons verkeerd doen. Elkeen van ons, Here Jesus. Dankie, liewe Here Jesus. Ons prys U groot en almagtige naam. Ons bid vandag in die naam van die almagtige God. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Al val 1000 om ons wees bang. Ons God het hierdie oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieën met ons oor na bo. As God al vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieën met ons oor na bo. As God daar vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ons sal staan in sy naam. Hier met mag en krag wat deur sy gees. Ons God het hierdie oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieën met ons oor na bo. As God daar vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo, op ons knieën met ons oor na bo. As God daar vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ja, ons sal staan in sy naam. As kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy wonderlike vrede gee. Amen. Kom ons gaan eet lekker daar in die saal.